Maak die oë van ons harte oop, Here, dat ons kan sien, dat dit kan waar wees dat U elke stukkie van ons lewens met genade oordek het. Ons vergeet dit so baie, maar vandag, vanoggend kom ons om te onthou dat U die een is wat sorg. Dat ons asems in U hande is. Dat U ons Vader is, ons bron is, ons skepper is. Vanoggend wil ons sit en terugkyk en dankie sê. Aanvaar ons gebroke offers. Want ons wil U dien met offers van liefde en ootmoed en dank. Maak ons so oop dat ons U hande kan sien, maar meer nog U self kan sien. U die Here, die heilige wese, die wonderbare lig, en help ons om onsself aan U terug te gee, om te draai, en U te volg, en lief te hê. Kom woon in ons, maar mag ons ook in U bly. Amen. Ek het vanoggend besluit ons is klaar met ons reeks oor konneksie, transformasie, relevantie. En hierdie week is so los week voordat ons met lent begin volgende week. Woensdag wat nou kom, begin die lent op as Woensdag. So as jy die boekies begin op Woensdag. So hierdie week is so amper al 'n los Sondag sonder 'n tema. En daarom het ek besluit om dalk vanoggend weer 'n paar gedagtes met julle te deel oor transformasie, oor die woord metamorfose. En ek sê weer, want ek het 2 weke terug was dit my voorreg om in die gemeente, in hierdie spasie, iets daaroor te sê. En ek wil vanoggend weer iets daaroor sê. Miskien 'n ander deel of 'n dieper dimensie daarvan met julle deel. So gee my die geleentheid om in 5 minute net korte agtergrond te gee oor wat ons 2 weke terug vir mekaar gesê het. Die wat hier was, wat vergeet het, dalk sal onthou, en die wat nie hier was nie, sal weet waar ons is. Ek het die teks gebruik, 2 Korintiërs 3, vers 16 tot 18, wat in my opinie een van die belangrikste gedeeltes in die Nuwe Testament is. En Paulus skryf dit. En Paulus is eintlik een van die hoofkarakters van die Nuwe Testament. Behalwe die evangelies, is die hele Nuwe Testament eintlik Paulus se briewe aan gemeentes, wat later die deel van die Bybel geword het. So Paulus se lewe vir ons is ongelooflik belangrik. En Korintiërs is amper die hartklop van al sy werke. En in Korintiërs, in 2 Korintiërs 3, kry ons dan hierdie ongelooflike belangrike gedeelte wat eintlik die hele lewe van Paulus verduidelik. En die teksvers was dit: ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesigte af weggeneem en ons word al meer verander. En dan die Griekse woord metamorphai, ons ondergaan 'n metamorfose, 'n gedaanteverwisseling om al meer aan die beeld van Jesus gelyk te word. En die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. En dit doen die Here wat die Gees is. En ek het 2 weke terug gesê dat dit is die hart van geloof. Dat God se nabyheid en God se lig ons moet verander. Dat geloof baie meer is as 'n kaartjie na die hemel toe. Dat die Nuwe Testament eintlik baie min sê oor die lewe hierna. Jesus sê net dit gaan gebeur, maar nou moet iets gebeur. En ons mekaar gesê dat ons werk as gelowiges om op 'n manier in God se teenwoordigheid te sit dat God ons kan transformeer, ons 'n metamorfose kan ondergaan. En Paulus gebruik hierdie woord van metamorfose, gedaanteverwisseling, op 'n baie sterk manier, nê. Vir ons is dit die prentjie van die wurm en die skoenlapper. En meta beteken na en morphai beteken vorm. Met ander woorde, Paulus sê dit wat voor die tyd was, lyk glad nie soos wat dit nou lyk nie. As jy na die skoenlapper kyk, is daar niks wurm aan die skoenlapper oor nie. En as jy die wurm kyk en nie dink dit gaan 'n skoenlapper word nie, daar's niks skoenlapper aan die wurm nie. En wanneer hy deur hierdie proses gaan, het jy amper 'n nuwe wese wat daar staan. En ek het die preek afgesluit om te sê dat as dit nie is wat in die gemeente gebeur nie, mors ons tyd. As dit wat ons in die gemeente doen, nie mense help
om daardie metamorfose te ondergaan, dat as hulle 5 jaar in hierdie teenwoordigheid vir die ruimte is, dat hulle anders te lyk in die mors as ons tyd. Ek het nog verder gaan sê, as die leiers van die gemeente, wat ek en Johnny en Roo en die ouderlinge en die ander mense is, as dit nie aan ons lewe sigbaar is nie, mors as ons tyd. Ons kan nie net onsself besig hou met vergaderings en met geboue en met hierdie moet 'n ruimte wees waar mense verander, dat ons kan sê vir mekaar, "Joe, daar het regtig iets in jou gebeur." En as ons dit nie doen nie, dan mors ons mekaar se tyd. En toe het ek gesê, 'n mens kan dit nie fabriseer nie. Jy kan nie transformasie fabriseer nie. Ek kan nie vir jou sê, hier's 'n 12-stap program wat jy kan doen dat God jou kan verander nie. Die enigste manier is om in God se teenwoordigheid te sit op die stoel. Dat die Gees van God jou transformeer. So ons roeping is om in die stoel te bly sit en te leer dans met die wind of met die misterie wat ons dan die Gees noem. En toe het ek gesê, dat in al Paulus se briewe sien 'n mens hierdie transformasie. Dat die Saulus, 'n jong man Saulus, lyk baie anders dan die einde van sy lewe in die tronk in Rome, wat homself Paulus noem. Dat hy in sy eie lewe kan sien, maar God het iets gedoen. Dat die mense wat oor Paulus skryf, so sê, hierdie mannetjie, hierdie ouetjie van 83 lyk baie anders as toe hy 21 was. Iets het met hom gebeur. Is dit nie die ou wat mense vervolg het nie? Is dit nie die ou wat mense doodgemaak het nie? Dis hy. Iets het gebeur. En daarom is Paulus se briewe so ongelooflik belangrik as ons iets daarvan wil verstaan. En dat die hele proses van dat Saulus Paulus geword het, van die perd afval tot hy die eerste keer begin preek en werk, is 18 jaar. Dat hy 'n proses van 18 jaar se transformasie ondergaan voor hy die eerste keer preek in 'n gemeentes optree en daarna nog 50 jaar tot hy sterf in die tronk in Rome. So is 'n baie lang proses. Dit was die preek 2 weke terug. Die hart van die teks is waarmee God in ons besig is om al meer aan die beeld van Christus gelyk te word. Dis waarmee God besig is in elkeen van ons se lewens. God is besig om jou te verander om al meer soos Jesus te lyk. En daarmee saam. En elke dag neem die heerlikheid van God in jou toe en straal dit uit jou uit. Dis die teks en dis die waarheid van geloof. Dis waarmee God besig is. Ek wil vanoggend verder gaan en dan gaan kyk na een van Paulus se briewe wat hy geskryf het. En dan iets van transformasie uithaal wat ek dink ons kan help. En ek het sommer besluit vanoggend om die oudste brief wat ons van Paulus het, of die heel eerste brief wat Paulus geskryf het, met julle te deel. Ek dink 'n baie interessante gedeelte in die Bybel wat baie min van ons nog gelees het. En dis die brief Philemon. Hier agter in die Bybel, as jy te vinnig blaai jy hom mis. Want dit is 'n brief wat een hoofstuk het met 25 verse. En ek onthou op die universiteit ons hierdie brief hanteer het, ek gedink, hoe het hierdie brief in die Bybel gekom? Daar's nie 'n diep teologie nie. Paulus praat nie oor Jesus nie. Hy leer nie die gemeente iets nie. Hy sit nie 'n stuk geloofsleer neer nie. Hy praat nie oor die doop nie. Hy praat nie oor die geloof nie. Dis 'n liefdesbriefie aan 'n vriend uit die tronk uit. En vir een of ander rede het hierdie brief in die Bybel beland. En meer as dit nog wat Philemon interessant maak is, dis die oudste Christelike geskrif wat ons het. Dis ouer as die evangelies. Dis die heel eerste woorde wat aan 'n Christelike gemeente geskryf is hierdie liefdesbrief hier aan Philemon. Dis die oudste woorde wat ons het. So in hierdie brief wil ek vanoggend dan 'n paar gedagtes met julle deel oor transformasie. Ek gaan die gedeelte lees en dan soos ek lees 'n paar gedagtes met julle deel en dan 'n paar lyne trek. Die van julle Bybels het kan saam met lees op bladsy 286 hier aan die agterkant van die Bybel. So die brief begin so. Van Paulus, 'n gevangene ter wille van Christus Jesus en van ons broer Timoteus. So Timoteus, 'n jong dominetjie, kuier vir Paulus in die tronk. Julle sal later sien Paulus is by die stadium so oud, hy kan nie skryf nie en Timoteus skryf vir hom die woorde in die briefie aan Philemon. Aan Philemon, ons vriend en medewerker, en aan ons suster Afia, en aan Agrippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis bymekaar kom. Genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus.
So hierdie is die kerk voor institusies, voor kerkgeboue en orrels en dominees en ouderlinge, waar mense net in huise bymekaar kom en iets oor die Here se teenwoordigheid met mekaar vier. Aan Philemon. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek God omdat ek hoor van die liefde en die trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. So Paulus begin sy brief met 'n stukkie danksegging. As ek aan jou dink, is my hart bly. Jesus, want jy kry dit reg. Jy het regtig die mense lief en die mense praat oor jou. Hy sê dan, en my bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, met ander woorde die band wat jy in geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Met ander woorde, mag jy weet wat Jesus nog met jou wil doen. En dan sê Paulus iets mooi. Hy sê, jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, my broer, die harte van die gelowiges verkoop het. 'n Ongelooflike mooi vers. Die letterlike vertaling uit die Grieks uit is dit. Jou liefde het my so groot vreugde gegee, want jy die ingewande van die gelowiges verfris, so skoon water. Hoe mooi is dit, nee? Hoe lekker sal dit wees as iemand dit oor ons lewens kan sê. Jou teenwoordigheid in mense se lewens is soos koue water. So Paulus begin sy brief en hy sê vir Philemon, jy doen regtig goed. Jy kry dit reg om iets van God se liefde in jou gemeenskap te leef. En dan skryf Paulus sy volgende sinnetjie. Hy sê daarom. Nou in die Grieks is die woord dio. Nou oral waar dio staan, as jy dit lees in die Grieks, dan stop jy. Dan sê jy, hier kom iets. So amper van, dis soos wanneer die lisma vir my sê, dit is so maar, en as hy maar kom, dan vat ek so diep asem, so, wat nou kom, moet ek versigtig voor wees. So Paulus sê, jy kry dit reg, jy het mense lief, maar, al het ek in Christus die volste reg, om jou op jou plig te wys, doen ek liewer 'n beroep op jou, op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat 'n ou man is en nou ook gevangene is ter wille van Jesus. Ek doen 'n beroep op jou om in die belang van my kind Onesimus, wat hierdie gevangenis, waarvan ek sy geestelike vader geword het. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy vir my baie bruikbaar, sowel as vir my en vir jou. Ek stuur hom na jou toe terug en my hart gaan saam met jou. Goed. Paulus sê, ek kan nie vir jou sê wat om te doen nie, maar op grond van Jesus het ek 'n versoek. Hier is 'n man in die tronk by my met die naam Onesimus. Nou Onesimus in Afrikaans vertaal beteken bruikbaar. Dit was 'n baie algemene naam vir 'n slaaf. So hy sê, hier is 'n slaaf in die tronk met die naam Onesimus en jy sal hom baie goed ken, hy het vir jou gewerk. Onthou jy hom? Eens op 'n tyd was hy jou slaaf, maar hy was by my in die tronk. Ek het 'n vriend geraak met hom en hy het my kind geword in die tronk. Ek het hom begelei in die geloof en hy het 'n gelowige geword net soos jy. En Philemon, ek stuur hom vir jou terug met hierdie briefie. En dis nou hier waar die storie interessant raak. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou sodat hy my in jou plek kan dien terwyl ek ter wille van die evangelie in gevangene is. Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, 'n geliefde broer. So Philemon, hier's 'n man in die tronk met die naam Onesimus. Jy ken hom, hy was eens op 'n tyd jou slaaf. Ek wil hom vir my hou, maar ek gaan hom terugstuur na jou toe. En ek wil nie met hom terugvat, nie as 'n slaaf nie, maar as 'n broer. Dit is hy besonderlik vir my, hoeveel te meer sal dit nie vir jou wees nie, as 'n mens en as 'n broer in die Here. En ek dink is net hier waar Philemon die brief neersit. En Amber halwe gesprek het met Paulus en sê, weet jy wat Onesimus aan my gedoen het? Hoe kan jy so iets van my vra? Ek sal nou net vir jou wys wat gebeur met slawe in daai situasie. Maar op hierdie plek word die brief so bietjie onvriendelik.
En Paulus slaan vir Filemon op 'n plek waar dit baie seer maak. Ek weet jy's gelowig en jy doen so goed, maar daar's nog 'n saak. Hier's 'n slaaf by my, Onesimus, het jou te nagekom het. Ek stuur hom terug. Vat hom asseblief terug, nie as 'n slaaf nie, maar as 'n boetie. En Filemon al diep asem. En dit word 'n gevaarlike situasie. En dan sê Paulus: "Dus, as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom net soos jy my ontvang het." En het Paulus ontvang met liefde, het sy voete gewas, het vir hom kos gemaak, het vir hom 'n kamer gegee, vir hom water aangedra. En as hy jou enige skade aangedoen het, of hy skuld jou iets, sit dit op my rekening. En hier skryf ek Paulus met my eie hand, in aanhalingstekens, ek sal betaal. Aan die ander woorde, hier los Paulus vir ons half met die suggestie dat Onesimus Filemon besteel het. Dat Onesimus van Filemon af weg is omdat hy sy geld gesteel het en geweet dat hy moet die land vlug. En Paulus sê vir hom: "Ek weet hy het van jou gesteel, maar ek sal jou terugbetaal elke sent." En dan sê hy: "Ek hoef nou jou natuurlik nie daaraan te herinner dat wat jy is, jy aan my te danke is nie. Ja, broer, in die naam van die Here, bewys my asseblief hierdie guns. Maak my hart bly soos 'n broer in Christus." Met ander woorde, Paulus impliseer of hy herinner vir Filemon daaraan dat as jy 'n broer in Christus is dit wat jy sal doen. As jy in die lig van God lewe, as jy op die stoel sit, maak God jou al meer soos Christus, en as jy meer soos Christus is, sal jy 'n slaaf terugneem soos 'n broer. Ek skryf aan jou in die vertroue dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. Epafras, wat saam met my ter wille van Christus Jesus 'n gevangene is, stuur vir julle groete. Ook my medewerkers Markus, wat later die evangelie skryf, Aristarchos, Demas en Lukas, wat ook later skryf, stuur vir julle baie liefde en groete. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle bly. Wat 'n vreemde boek om in die Bybel te wees. En hoekom is hy daar? Ek dink dit is baie belangrik. Ek som die storie op. Paulus is in die tronk as 'n ou man. Onesimus word om die tronk ingegooi. 'n Slaaf wat gesteel het by iemand en toe weggeloop het. In 'n gesprek met Onesimus vra Paulus vir hom: "Nou, wie was jou baas?" En hy sê vir hom: "Nee, Filemon van Kolosse." Hy sê: "O, ek ken vir Filemon. Hy is die hoofouderling van die gemeente. Ek ken hom baie goed. Ek wil 'n briefie skryf. Ek wil graag hê jy moet teruggaan. En jy moet vrede maak en hy moet jou as 'n broer terugneem." En Onesimus is ongelooflik bang. Maar dit doen ook al sy, Paulus stuur hom terug. En Paulus sê dan in die briefie vir Filemon: "Ek gaan nie vir jou sê wat om te doen nie, maar hopelik sal jy die regte ding kies. Jy sal vergewe. Jy sal Onesimus terugverwelkom as 'n broer en as 'n vry persoon." En dis waar die probleem inkom. Die struktuur van die Romeinse wêreld was gebou of geskoei op die ekonomie van slawehandel. Dit was die hartklop van die Romeinse wêreld. Filemon, 'n ryk man in Kolosse, besigheidseienaar, het 'n klomp slawe gehad. En die ding van hierdie ekonomie van slawehandel in die Romeinse wêreld gewerk het, is slawe was nie mense nie. Dit was alright, dit was goed om slawe te hanteer as dinge. 'n Slaaf was niks meer as 'n donkie nie, of 'n bees, of 'n koei, of enigiets anders. Dit was net iets, dit was 'n besitting. Hulle het nie persoonsregte of menslike regte gehad nie. En die wet het jou beskerm om enigiets met jou slaaf te doen. So, Filemon het Onesimus besit. En as 'n slaaf van jou steel, dis erg. Dan kan jy hom straf, maar as hy wegloop en hy kom terug, dan kan jy enigiets met hom doen. En in die manifest van slawehandel in die Romeinse tyd het daar gestaan: so 'n slaaf kan jy herverkoop aan 'n slegter eienaar. Of jy kan hom in die gesig brand, dat die merk op sy gesig lewenslank as 'n etlapkaart. Onthou julle die etlapkaarte van skool waarmee juffrou jou gedreig het? Gesê daai etlapkaart gaan jou volg die res van jou lewe. Almal gaan weet jy het skelm gerook tweede pouse. Daai merk is soos 'n etlapkaart.
Dit bly by hom vir die res van sy lewe. Of het hom in sy gesig gesny, en die sny in sy gesig was 'n teken van wat hy verkeerd gedoen het. Of jy kon 'n koper ring om sy nek gesit het waar 'n ketting vasgemaak is. En dit was 'n teken van hierdie slaaf is 'n rondloper slaaf. Of jy kon hom gekruisig het. Daar was plekke waar slawe gekruisig is. Of 'n ander gebruik was, jy hou 'n partytjie, jy nooi jou vriende en jy gooi jou slaaf vir die leeu's. Of enige ander manier kan jy die slaaf doodmaak. So dis die kultuur, dis hoe sterk die kultuur is waarin Philemon en Onesimus hulle mekaar bevind. En onthou nou net, dis 'n baie ou kultuur en Christendom is nuut. Op daardie stadium is die kerk of die Christelike kerk maar iets soos 25 jaar oud. So dis nie gevestig nie, daar's nie instansies nie. Dis 'n klomp mense wat op 'n manier in God se teenwoordigheid leef. So dis hierdie sterk kultuur van die Romeinse wêreld en dan hierdie nuwe Christendom wat daarop roem dat God liefde is en God roep mense tot radikale liefde. So hierdie brief los ons met 'n stuk afwagting. Wat gaan hier gebeur? Wat is die kans? Die vraag is, as jy die brief lees en jy maak hom toe, wat is die kans dat Philemon teen die Romeinse kultuur gaan kies en vir Onesimus gaan terugvat? En daarom is die diep dimensie van hierdie brief metamorfose, transformasie, gedaanteverwisseling. Paulus impliseer met hierdie brief en met hierdie versoek aan Philemon, onthou nou dat geloof praktiese implikasies vir jou lewe het. Dat geloof elke deel van jou lewe raak. Die mense in jou huiskerk en jou slawe. En jou slawe wat weggeloop het. En volgens my is hierdie die beste preek wat Paulus nog ooit gepreek het. Want ek dink Philemon het al in 'n diens gesit waar Paulus gesê het, onthou broers en susters, u geloof moet u lewe verander. En Philemon sou gesê het, ja, dis goed so. En hy sou gesê het, onthou, dit raak elke dimensie van jou lewe. Die liefde van God strek jou op plekke tot waar dit vir jou moeilik is. En Philemon sou gesê het, ja, dit is so. Maar op hierdie oomblik is dit Paulus se beste preek, want Paulus konfronteer hom met 'n stuk realiteit in sy lewe. 'n Slaaf met die naam Onesimus. En Paulus sê vir hom, onthou, jou liefde en jou verhouding met God raak selfs jou verhouding met Onesimus. So Philemon voel dit. En Paulus sê nie vir hom, kan ek asseblief Onesimus vir jou terugstuur nie? Nee, hy stuur vir hom 'n briefie. Onesimus is op pad. Onesimus is op pad. Ek as nie begin Philemon rondskarrel. Wat moet ek doen? Hy's op pad. Hoe ver is hy? Ek kan enige tyd die klokkie van my huis druk. Hy's op pad. En dan los Paulus hierdie hele ding oop om te sê, Philemon, jy moet besluit. Wat gaan jy doen? En dan is Paulus baie slim met die brief. Die brief begin waar hy vir Philemon sê, jy doen reeds 'n klomp goeie goed. Eintlik wat hy vir hom sê is, God is al reeds besig om in jou lewe te werk. Die plek waar jy 'n huiskerk het, jou liefde is soos vars water vir mense se ingewande. Jy sit in die wind van God. En dan sê hy, maar ek wil graag daarop let dat jy in die volgende paar dae in die wind van God moet bly, want God gaan jou liefde selfs verder vat as dit waarmee jy gemaklik is. Dis hoe transformasie werk, Philemon, dat God se liefde gaan jou selfs verder vat tot by die plek waar dit vir jou moeilik is, tot by Onesimus. En Philemon sê vir Paulus, moenie met my praat oor Onesimus nie. Hy slegte slaaf wat my donkies, my beeste, my geld gesteel het. Ek het regte. Paulus, ek het regte. Die wet beskerm my om mense soos hulle te na te kom en weg te jaag en dood te maak en vir die leeu's te gooi. Moenie met my daar praat nie. Maar Paulus sê, hopelik sal die liefde en die transformasie van God jou verander. Hopelik. So wat Paulus sê is, dat waarmee God besig is, vat jouself tot by Onesimus. Dis hoe diep God se transformasie jou trek. Dis tot waar die wind van God jou gaan waai. Dis hoe radikaal die metamorfose en die gedaanteverwisseling is.
En Paulus sê, ek gaan nie met jou stry of vir jou reed nie, ek vertrou net dat God jou sal help om selfs hier te bly sit, dat God jou tot by daardie plek kan bring. So God is nie besig met 'n ligte bekeringsproses in Philemon se lewe nie, 'n ligte window dressing nie. Hy's besig met radikale transformasie tot by die plek waar die samelewing verander word deur dit wat Philemon nou gaan doen in die lewe van Onesimus. 'n Diep transformasie. En vir dit om te gebeur, vir Philemon om te groei, om selfs dieper te groei, moet hy gekonfronteer word met Onesimus. So, vir ons. Hoe ek dink dit ons raak. Ek dink van almal van ons kan gesê word, as iemand 'n brief oor jou lewe moet skryf, sal hulle sê, jy doen goed. Daar op die plekke waar jy leef, het jy mense lief, en jy kry dit reg om te vergewe, en jy doen goed. Ek dink dit kan van almal van ons gesê word. Maar, daar's verseker in die tronke van ons hart 'n plek soos Onesimus. 'n Plek waar as God jou daarmee konfronteer en dit voor jou neersit, waar jy kan sê, "Jo Here, nee, nie dit ook nie." Daar's so baie ander plekke waar ek goed doen. Ek kry dit reg om te gee, ek kry dit reg om te buig, ek kry dit reg om voete te was. Ek doen regtig goed, en as die Here jou daarmee konfronteer, dan sê jy, "Here, regtig dit ook? Weet jy hoe, wat?" Onesimus is dan die plekke waar God jou uitnooi om nog dieper lief te hê, om nog wyer lief te hê, om nog 'n keer te vergewe, om te vergewe as dit moeilik is, om broos en sag te word op plekke waar jy haat, om grense nog verder te skuif, om iets nuuts te glo. Dis daardie plek waar as God jou daarmee konfronteer, jy vir hom sê, "Here, nee, ek is nie lus hiervoor nie, dis hard, dis seer, dis donker, los hom in die tronk. My lewe hier in die huiskerk, dit gaan goed. Los Onesimus in die tronk, los hom daar in Rome. Moet hom nie terugstuur hier na Kolosse toe nie." Dis daardie plek as dit kom dat jy vir die Here sê, "Asseblief nie Here, nie Onesimus ook nie." So ek dink in die eerste plek wat hierdie ou briefie wat ons wil doen is ons die bewustheid te bring dat as jy op die stoel gaan sit voor God, moet jy weet God gaan jou by Onesimus uitbring. As jy inskryf vir God se transformasieklasse, as jy in God se teenwoordigheid kuier en jy sê, "Here, laat die wind deur my waai," moet jy weet God gaan jou by Onesimus uitbring. Hy gaan elke stukkie van jou lewe omkeer, die maklike plekke, maar ook die Onesimus in die tronk. En die uitnodiging is, soos vir Philemon, is om te bly sit en die wind te bly innooi. Maar ek dink die realiteit is, baie van ons stop daar. Ons transformeer en ons verander en ons ondergaan die gedaanteverwisseling baie keer net tot op die plek waar dit vir ons gemaklik is. En dan begin ons mekaar regverdig. Sê, ja, toe maar, jy het lief op baie ander plekke. Los dit maar. Die wette van die wêreld of die kultuur, dis aanvaarbaar om so te voel oor hierdie persoon of oor hierdie saak. Ag, ons almal sukkel deesdae met geldgierigheid, dis oukei. Ag, ons almal het min tyd vir God, ons leef in 'n besige wêreld. Daai tipe goed doen ons mekaar net toelaat dan om daardie plek te bly. En Paulus sê, as ons 2 Korintiërs 3 wil leef, dat die heerlikheid van God al hoe meer toeneem in ons lewens en ons transformeer en ons soos Jesus Christus word, gaan ons Onesimus in die oë moet kyk. So wat ek wil sê vir oggend is, dat ek sy ou dominee sê, broers en susters, is dat God se transformasie sny tot op die been. Vir Saulus om Paulus te geword het, moes hy sy eie Onesimus 'n paar keer in die oë kyk.
So hierdie is nie 'n goedkoop bekeringspreek of boodskap wat Paulus verkondig nie. As iemand ooit vir jou sê, dis maklik, gee jou hartjie vir Jesus. Dis 'n leuen. Die pad wat God met jou stap tot transformasie, sny tot op die been. Stel jou voor die ontmoeting tussen Filemon en Onesimus. Hoe moeilik elke tree vir Onesimus was, terug Kolosse toe. En hoe moeilik is vir Filemon was om buite sy huis te wag en vir Onesimus in te nooi as 'n broer in 'n kultuur waar slawe niks meer is of niks minder is as diere nie. Daardie pyn van ek weet jy was sleg, jy het my geld gesteel, maar ek vergewe jou. En Onesimus aan die ander kant wat sê ek is so jammer. En so skaam is dat Filemon hom so met liefde oorspoel. Kan jy dit in jou kop sien gebeur? Daai ontmoeting tussen Filemon en Onesimus. Om daai plek waar jy dit sien en ervaar, as daai twee mense in mekaar se lewe instap, dan besef jy met eers transformasie is 'n pynlike proses. Dit sny diep. Paulus is 'n ou man uit Rome, sê dan: ek dwing jou. Bly asseblief sit. Kyk Onesimus in die oë. En die wind van God sal jou waai op plekke waar jy nog nie was nie. So ek begin afsluit. Elkeen van ons sal moet besluit wat ons Onesimus is. Ek weet wat myne is. En baie keer het ek daai gesprek met Paulus in my kop. Paulus, ek doen 'n klomp goed reg. So hierdie deel van my lewe, of as dit gebeur, en dan konfronteer God net met hierdie waarheid van jou hele lewe. So vir party van ons is dit wrokke, waar God jou mee konfronteer. Miskien is ons Onesimus vir party van ons hoe ons ander mense tipeer en hanteer en daarmee vrede maak, of net sê dis goed. Vir ander van ons is dit hoe ons geld gebruik. Vir ander van ons is Onesimus ons verlede. Vir party van ons is Onesimus iemand met wie ons moet vrede maak. Vir ander van ons is Onesimus 'n nuwe identiteit waarmee ons moet begin leef. Vir ander van ons is Onesimus 'n geheime verslawing. Wat God sê, selfs dit. Vir party van ons is Onesimus rasisme. Vir party van ons is Onesimus aggressie. Iets waarmee ons sê, ag, ek maak vrede. Ek is maar aggressief, ek is maar so gebore. Ek sê maar wat ek sê vir mense op 'n manier en ek is maar reguit, hulle moet dit maar weet. Vir party van ons is Onesimus ons selfsugtigheid. Vir party van ons is dit geestelike hoogmoed. Vir party van ons is dit geldgierigheid. Vir ander van ons is dit synigheid. Jy sal self moet besluit. Wat is dit dat wanneer jy in God se teenwoordigheid sit, jy vir die Here sê, "Sjoe, Here, nie dit ook nie." En wat ek eintlik vanoggend net wou sê is met Filemon, dat God vir ons sê, of ons uitnooi in die woorde van Paulus, bly net sit. Kyk dit in die oë en transformasie sal gebeur. Ons mag nie vrede maak met Onesimus in die tronk nie. Paulus sê dis goed. Jy doen 'n klomp goed reg en dis goed. Dit maak die Here se harte bly. Jy verfris mense se ingewande soos vars water, maar daar's nog een plek wat God jou roep om te transformeer. Ons hele wese. God wil ons hele wese transformeer. Elke stukkie van ons lewens. Dis waarmee God besig is. Mag God ons help. Amen.
Kom ons bid saam. Here, aanvaar ons gebroke offers. Ons wil U graag dien met offers van liefde en ootmoed en dank. Maak ons oë oop om U hand te sien, maar meer as dit, U self te sien. U wat Here is, heilige wese, wonderbare lig. Help ons om onsself aan U terug te gee. Om te draai, U te volg en lief te hê, tot by die plek waar dit ongemaklik en seer is. En mag U lig dan al meer toeneem in ons. Amen.